Kom ons sluit ons oor terwyl ons so staan. Here, baie dankie dat ons op hierdie oomblik kan, nadat ons hier so geloof en aanbid het, die woord kan oopmaak. Here, soos ons nou gesing het, die woord staan vir ewig vas. Ons dankie daarvoor, Here. Ons is spesiaal vir u eer vanoggend, Heilige Gees, dat u gekom het op Pinkster. En ons dankie dat ons dit vanoggend kan herdenk. En ons eer in Jesus naam daarvoor. Amen. U kan u sitplekke neem. Daar sê. Dit is so ware voorreg om op Pinksteroggend te bedien. Amen. So voorreg om hier te kan wees en te kan weet ons behoort aan die Here. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Amen. 40 dae na die kruisiging en opstanding van die Here Jesus is die hemelvaart. Ons het donderdag 'n week terug het ons die hemelvaart gevier. 10 dae later word die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag. Dit is 'n gebeurtenis wat groot is. Fenomenaal. Absoluut. Begin van die kerk, gaan nou meer daaroor sê. Die uitstorting van die Heilige Gees word deur die profeet Joël geprofeteer in die Ou Testament. Joël 2 vers 28 sê, en daarom sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom en julle jongelinge gesigte sien. En ook op julle diensknegte en op julle diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Nou Petrus in Handelinge 2 nadat die gees uitgestort is, preek en hy haal hierdie gedeelte van Joël aan en hy bevestig dit, dat dit is waarvan die profeet Joël gepraat het. So, daar is verskeie redes hoekom hierdie 'n belangrike geleentheid is. Soos ek sê, dit is fenomenaal bokant ons verwagtinge. Ons sou dit nie kon uitdink nie. Die koms van die Heilige Gees na die aarde toe is sy begin van sy voltydse aardse bediening, as ek dit so kan sê. En ek het sê dit met groot respek, want hy was nog altyd daar. Hy is God van ewigheid tot ewigheid en hy was daar toe die skepping plaasgevind. Maar in hierdie unieke bediening kom hy op Pinkster. Dit word dan ook algemeen aanvaar as die begin van die kerk, die Christelike kerk. Pinkster word uitgestuur op Pinkster en dit word aanvaar as die begin van die kerk. En ons staan daarop. Dit was ook die vervulling van Johannes die Doping se lering oor Jesus. Ons sien dit in Matteus 3 vers 11, hy sê ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is nou Jesus, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis ook 'n vervulling van Jesus se belofte en sy gesprek met die disippels. In Johannes 14 vers 16 en 17 sê hy, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hierdie woordjie trooster is die woordjie parakletos. Dit beteken om langs iemand te wees en in iemand te wees. Dis wat die Heilige Gees kom doen het. Hy het in Jesus se plek langs ons kom staan en in ons kom woon. Hy sê in vers 17, die Gees van waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die wêreld kan die Heilige Gees nie ontvang nie. Ek en jy as kinders van die Here ontvang hom. Net voordat Jesus opgevaar het na die hemel, in Handelinge 1 vers 4, lees ons, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar te gaan wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel gedoop, met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Hier sê Jesus self, nadat ons al hierdie skriffies nou gekyk het, hoe die Heilige Gees se uitstorting beloof is, kom Jesus en hy sê, net voor hy opvaar, gaan wag in Jerusalem. Hulle 10 dae om te wag.
Handelinge 1 vers 8 gaan Jesus aan, hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Jesus sê hierdie woorde, hulle sal krag ontvang. Hierdie krag is om die evangelie te verkondig. En ons het elkeen hierdie krag ontvang, wat vanoggend hier sit. Elkeen wat die woord van God al gehoor het en geglo het en wedergebore is, het hierdie krag ontvang. Ek lees vir ons Handelinge 2, is nie op die skerm nie. Dit is bietjie lui. Dit het nie alles opgesit nie. Handelinge 2 vers 1, en die dag, toe die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendagtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, wat die hele huis gevul het waar hulle gesit het. So ons sien hier 'n geweldige rukwind. Toe ek voorberei het ek nogal gedink, ek moes eintlik, so wie het hulle gevra het, hulle moet vir my musiek opsit met 'n geweldige rukwind, dat ons dit hard sit, dat ons kan 'n bietjie hoor en voel. Hoe voel dit as daar 'n geweldige rukwind kom, en jy sit en besig is om te bid, en skielik, hier's die Heilige Gees. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en om elkeen gaan sit het. En is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. So hierdie Heilige Gees word uitgestort en hierdie mense begin in tale praat en hulle hoor hierdie geweldige rukwind, hulle sien die tonge van vuur. En het saamgestroom, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So dink jouself, daar was 120 mense in die bokamer, waar die Heilige Gees uitgestort is. En hulle begin in tale praat. En hierdie tale is verstaanbare tale. Mense wat daar bly in Jerusalem, hoor hoe praat hierdie mense hulle eie taal. En nou vir jou lees watter tale dit was. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Pathers en Meders en Elamite en inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigilië, Pamfilia, Egipte en streke van Libië en Sirene, Romeine wat hier vertoef, Jode genote en Jode, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle almal in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Nou ja, daar het ons dit nou. As jy ooit gewonder het wat is die doel van tale, daar hoor jy dit. Hierdie tale waarmee hulle gedoop is tale wat mense kon verstaan. Gaan dan 'n bietjie meer daarvan sê. Nou daar's 'n lang lys van dinge. In verlede jaar het ek gepreek ook op Pinkster en ek dink amper 21 dinge gehad wat die Heilige Gees vir ons kom doen het. Hierdie jaar wil ek dit opsom in 3 en ietsie anders daarby byvoeg. En het is belangrik dat jy nie deur mekaar word vanmôre nie, maar my mooi hoor. Die Heilige Gees kom eerstens en hy wederbaar my en jou uit die woord van God deur sy krag. Wanneer jy glo en tot bekering kom en jou hart vir die Here gee, kom hy in jou gees in en hy wederbaar jou. En op dieselfde oomblik wat hy jou wederbaar, doop hy jou in die liggaam van Christus. Ek het 'n skrifgie wat ek vir jou wil lees, 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. So op dieselfde oomblik as jy wedergebore word, het die Heilige Gees jou gevat en gedoop in die Heilige Gees. In die liggaam van Christus. En op daai selfde oomblik, die derde aksie wat gebeur, word ons gedoop met die Heilige Gees. Toe die Heilige Gees uitgestort word hierdie mense gedoop met die Heilige Gees. Alhoewel die woord vervulling gebruik is. Hulle is vervul met die Heilige Gees. Wie sal my hoor, ek gaan vandag praat oor vervul en doop. Want is 2 aksies. Die eerste keer wanneer jy wedergebore word en ingedoop word in die liggaam van Christus en gedoop word met die Heilige Gees, word jy gedoop met die Heilige Gees. Jy word gedoop die eerste keer. Dit is belangrik dat ons dit sal onthou.
Daar is 7 plekke in Handelinge waar gepraat word oor die doping met die Heilige Gees, of die vervulling met die Heilige Gees, of die ontvangs van die Heilige Gees, of die val van die Gees op gelowiges. En 3 van die plekke praat van tale, wat gepraat is. Nou hierdie 4 punte, of hierdie 4 plekke, of hierdie 4 groepe mense is baie belangrik. Want dit sê vir ons wat God se plan was met die evangelie wat verkondig moet word. In Handelinge 2 vers 2 tot 6 het ons nou gesien, die disippels word vervul met die Heilige Gees, maar ek glo die regte vertaling sou gewees het, hulle is gedoop in die Heilige Gees, want Jesus sê in Handelinge 1 vers 5, nie lank na hierdie dae nie, sal julle gedoop word met die Heilige Gees. So die woordjie gedoop is belangrik, want die eerste keer word jy gedoop in die Heilige Gees. Van daarna word jy vervul met die Heilige Gees, dis 'n meer as een aksie. Die tweede keer wat die apostels die Heilige Gees ontvang, is in Handelinge 4 vers 31. Hierso staan, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Kan jy sien, die tweede keer is nie 'n doop nie, die tweede keer is 'n vervulling met die Heilige Gees. En hulle ontvang vrymoedigheid om die woord van God met vrymoedigheid te preek en uit te dra. Die derde groep mense is die Samaritane. Nou, ons weet almal die Samaritane en die Jode het mekaar nie baie van mekaar gehou nie. Ek wil amper sê dit mekaar gehaat. So dit was belangrik vir die Samaritane om ook die Gees van die Here te ontvang. En as ons gaan lees in Handelinge 8, en toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes so toe gestuur. So die evangelie van Jesus Christus word verkondig in Samaria, en hulle neem dit aan, en word wedergebore, en ontvang die Heilige Gees. Ons sien daar, dat Petrus en Johannes het hulle hande opgelê, en hulle het die Gees van die Here ontvang. Die Jode en die Samaritaans het gesê het mekaar gehad. Dit was dus nodig, dat hoekom het hulle in tale gepraat? Dit was nodig dat die Jode moes sien, dat die Samaritane dieselfde ondervinding kry, as wat die Jode gekry het op die dag van Pinkster. Omdat hulle mekaar so nie kon verdra nie. Dit was dus belangrik, dat hulle moes weet, dit is dieselfde Heilige Gees. En, ekskuus, ons sien dus, dat die 2 gebeurtenisse is, die bekering, wedergeboorte, en die dooping met die Heilige Gees, dieselfde aksie op dieselfde tyd. Hulle sê nie in Samaria, dat hulle in tale gepraat het nie. Maar, ek glo hulle het, want Simon, die towenaar, sien dat iets gebeur. Hy sien iets, wat hom prikkel, en hy wil dit ook hê, en hy bied die apostels geld aan. As jy sien in Handelinge 8, in Handelinge 8:18, en Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Op daai stadium het jy nie krag kon sien nie. Jy het die Heilige Gees gesien, beweeg deur tale. So dit is nou die derde groep mense. Die Samaritane moes die Heilige Gees ontvang het, net soos die Jode. Dieselfde manier, met dieselfde resultaat. Dan sien ons in Handelinge 9 vers 17, dat Paulus, ons ken die pad, toe hy tot bekering gekom het, die pad Damaskus toe, hoe die Here se lig oor hom geskyn het, en die Here aan Jesus aan hom verskyn het, en dat die Here vir hom sê het, gaan na Damaskus en wag daar, en hoe later Ananias gekom het en vir hom kom bid het, en dat hy wedergebore is en gedoop is met die Heilige Gees, en daarna is hy gedoop in water. So Paulus is die 4de persoon, of die 4de groep, wat gedoop word met die Heilige Gees. En ons weet dat hy in tale gepraat het, want hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 18, dat hy baie meer in tale praat as al die ander. So ons weet hy het in tale gepraat. Dan die 5de plek, waar die vervulling van die Heilige Gees plaasgevind het, of die uitstorting plaasgevind het, as 'n mens dit so kan sê. Ek wil nie sê uitstorting, want dan klink dit of dit 2 aksies was.
Maar dieselfde gebeurtenis wat gebeur het, gebeur weer. In Handelinge 10 vers 44 tot 48. En in hierdie geval word die Gees uitgestort op heidene. Cornelius, die hoofman oor 100, dink ek, het 'n visie gesien by 'n engel en gesê gaan haal vir Petrus, en Petrus het 'n visie gesien van die doek wat uit die hemel gekom het met al die goed binne-in, en hoe die Here Jesus vir Petrus gewys het om na Cornelius se huis toe te gaan, en toe hy daar kom, toe sit hy die hele plek vol van Cornelius se familie en vriende. En in vers 44 van Handelinge 10, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, hy's besig vir die evangelie te verkondig. Net soos wat ek vanoggend besig is met die evangelie te verkondig. Was hulle nog besig om die woord te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En dis my vertroue vanmôre, is dat die Heilige Gees op elkeen van ons sal kom. Die wat hier sit, die wat kyk op die internet. Dat ons hierdie ervaring weer sal kry, en weer sal Pinkster brand. Vers 45, en die gelowiges uit die besnydenis het saam met Petrus gekom, was verbaas. Weereens moes die Jode saam met hom gaan, om te sien dat die heidene ook die Heilige Gees ontvang, en ook met tale praat. Want hy gaan aan en sê, want hulle het gehoor, hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Weereens die rede vir tale, om God groot te maak. Om God groot te maak. Dit is werklike en ware tale. Ons het gesien aan vers 9 tot 11 in die Handelinge 2, van die verskillende tale wat daar gepraat is. Weereens, hoor die heidene en die Jode, dat hierdie mense in tale praat wat hulle verstaan. En dan in Handelinge 13 vers 52, ontvang die disippels die Heilige Gees vir die derde keer. So hulle word vervul die derde keer met die Heilige Gees. Handelinge 13 vers 52 sê, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Onthou die tweede keer toe hulle gevul was, het hulle vrymoedigheid gekry. Nou kry hulle nog blydskap ook by. So hierdie ouens kan met vrymoedigheid en met blydskap die evangelie van Jesus Christus verkondig. En dan die sewende plek, Handelinge 19 vers 6. Die Heilige Gees kom oor die disippels van Johannes die Doper. Johannes die Doper het die evangelie verkondig, en hierdie mense het die evangelie, die boodskap van Johannes gehoor, maar nog nie die evangelie nie. En terwyl Apollos, vers 1, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar sommige disippels gevind. In vers 2 sê hy, en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle sê, maar ons het nie eens geweet daar is 'n Heilige Gees nie. En Paulus vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, die doop van Johannes die Doper. En ek glo dan het Paulus vir hulle die woord gaan verkondig, want hy sê, daarom sê Paulus, Johannes het met die doop van die bekering gedoop, en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom sou kom. Dis Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus en die Heilige Gees. Hulle het hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. So weer eens sien ons, die Heilige Gees word oor hierdie mense uitgestort, of hulle ontvang die Heilige Gees en hulle begin in tale praat. So op hierdie 7 geleenthede sien ons dat die Heilige Gees beweeg in die nuwe kerk. Eerstens stig hy die nuwe kerk met sy uitstorting op Pinkster. En daarna kom hy en hy beweeg in verskillende areas, by verskillende groepe mense, en herhaal dieselfde ding wat gebeur het in Pinkster, herhaal hy weer. En dit kom tot uiting, dat die Heilige Gees nou hier is. So ons sien hierdie groepe mense, die apostels, die Samaritane, die heidene
en Johannes die Doper se disippels wat gedoop word met die Heilige Gees. Jesus doop jou, soos ek gesê het, met die Heilige Gees by jou wedergeboorte. En dan sê hy, gaan Paulus en sê in Efesiërs 5 vers 18, en word met die Gees vervul. Hy sê eintlik daar moet nie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. So die Heilige Gees gaan nie weg nie. Die Heilige Gees bly in my en jou, vir altyd, forever and ever and ever. Selfs wanneer Jesus ons kom haal, gaan hy by ons wees en in ons wees. Ons gaan Gees gevuld bly vir die res van ons bestaan. Is dit nie amazing nie? Nou kom ons kyk bietjie na die krag van die Heilige Gees. Die uitwerking van die doping van die Heilige Gees op die apostels kan gesien word in die eerste preek wat Petrus lewer. Want daar kom 3000 mense tot bekering. 3000. Hulle kom tot bekering, hulle word gedoop. Daar staan nie of hulle gepraat het in tale nie. Maar hulle kom tot bekering en hulle word gedoop. 3000 van hulle. Hierdie selfde Petrus wat Jesus verloon het, nie lang gelede nie, staan op deur die krag van die Heilige Gees en hy bring die evangelie. Evangelie van redding. Kom ons kyk bietjie na tale. Tale wat deur die disippels in Handelinge gepraat word, is bestaande tale gewees. Ons het gesien, daar's 15 hulle wat gelys word daar. Hierdie tale is 'n teken vir ongelowiges. Tale is nie 'n teken vir gelowiges nie, want ons ken die evangelie, ons weet wat die woord sê. Maar die tale word gegee vir die ongelowige, want hulle het gehoor in hulle eie taal, hoe hierdie disippels en die gedooptes praat in 'n taal wat hulle nie geleer het nie, maar hulle praat die woord van God en hulle sê hoe groot God is. En hulle verkondig die goeie dade en groot dade van God. Die vreemdes wat nog nie gered was nie, toe hulle dit hoor, die ongereddes, toe hulle dit hoor, trek het hulle nader, trek hulle aandag, en hulle besef, hier is iets wonderliks wat hier gebeur. En dit is dan ook uitsonderlik, om hierdie bonatuurlike gebeurtenis te illustreer en te bevestig. So die rede hoekom tale gegee was om God groot te maak, en om te bevestig, dat die Heilige Gees op hierdie groepe uitgestort is. Ja, kom ons gaan na die volgende een, die belofte van die Heilige Gees. Nou gekyk na die krag, ons het gekyk na tale, kom ons kyk na die belofte oor die Heilige Gees. Joël in sy profesie eindig die belofte, of beëindig sy profesie met die volgende belofte. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Joël 2 vers 32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Petrus haal hierdie profesie aan in Handelinge 2 vers 38, terwyl die mense vir hom, nadat hy gepreek het, sê die mense vir hom, broers, wat moet ons doen om gered te word? Dan kom Petrus en hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte, wat is die belofte? Die Heilige Gees is die belofte. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. So ons sien baie duidelik, dat die belofte wat hier gegee word, die gawe wat hier gegee word, is die Heilige Gees homself. Dis nie ander goed nie, dis die Heilige Gees wat die gawe is wat ons gaan ontvang, wanneer ons gered word. Wat is die betekenis van die Heilige Gees se koms? Hy bring God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid kom in en by ons. Vir altyd, soos ek nou gesê het. Hy bekragtig ons werk waarvoor God ons roep om getuies te wees. Ons is geroep om getuies te wees. Ons het die krag van God deur die Heilige Gees. Hy gee vir ons blydskap en vrymoedigheid, soos ons gesien het. As jy gedoop is met die Heilige Gees, ontvang jy blydskap. Jy ontvang krag en vrymoedigheid om die woord van die Here vir iemand anders te gaan verkondig. Hy gee ook vir ons God se liefde en vrug in ons harte. Hy bring eenheid in die kerk en gemeenskap
vir die kerk. Hy gee geestelike gawes vir bediening soos hy wil. In 1 Korintiërs 12 vers 11 sien ons, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Ek het so 6 goedjies hierso. Stel dat ek dink die tweede slide is bietjie die mekaar, ons sal nou kyk waar ons daar kom. Die eerste punt is, glo in God se beloftes, in gehoorsaamheid in sy woord, en in gebed. Glo in God se beloftes. Dis wat ons moet doen. Glo in God se beloftes. Tweedens, word vervul met die Heilige Gees. Ekskuus vir die sweete met die mond. Word vervul met die Heilige Gees. Ons word geroep om elke dag Pinksterervaring te hê. Elke dag vervul te wees met die Heilige Gees en vir hom te lewe en vir hom die evangelie te verkondig. Stel jouself oop vir die Heilige Gees. En wanneer ons lewe, moet ons weet dat God verheerlik kan word. Om met die Gees van God vervul te wees, is nie opsioneel vir 'n Christen nie. Dis nie iets wat jy nie worry oor nie. Dis iets wat jy moet weet jy moet hê. Dit is die bron van krag om heilig te leef en effektief te getuig. Die Heilige Gees is die bron van krag, sodat ons heilig kan lewe en die evangelie kan verkondig. Erken en gebruik die genadegawe wat God aan jou gegee het. Elkeen van ons wat hier sit en elkeen wat luister vanmôre, het genadegawes by God gekry. Die genadegawes kan jy kry in Romeine 12 vers 3 tot 8. Ek praat nie van geestelike gawes, ek praat van genadegawes. Dan gaan Petrus in 1 Petrus 4 vers 10 sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het. Elkeen van ons het nou 'n genadegawe. Moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie bedienaars van veelvuldige genade van God. Hoekom ontvang ek en jy genadegawes? Sodat ons mekaar daarmee kan dien. Sodat ons ander ouens kan nader trek na die Here toe. Daar's 'n verlore gaande wêreld buite. En hierdie verlore gaande wêreld moet die evangelie van Jesus Christus hoor. En dis hoekom ons die Heilige Gees ontvang. Dis hoekom ons gedoop word met die Heilige Gees. Dan die volgende punt. Ek gaan net een aandag stel, ek moet net sien wat die eerste punt is. Ja, ek het hulle omgedraai hierso. Vertrou op die Heilige Gees. Onthou dat die Here Jesus se kerk hierdie. Sy kerk. Hy bou hom deur die krag van die Heilige Gees en met sy woord. Dis nie aan pastoor Andries of my of enige iemand se kerk nie, dis die Here Jesus se kerk. Ons is sy skape van sy weide. Hy is die hoofherder. Die tweede puntjie of die vierde punt wat ek maak, is die gemeenskap, bou gemeenskap en verkry eenheid. Die Heilige Gees bevorder eenheid en liefde tussen gelowiges. Daar's baie mense wat in hierdie gemeente inkom en sê maar hier's iets anders te hier. Miskien is omdat Andries al die vrouens druk en soen, weet nie. Maar hier's iets anders te hier. Ek maak sommer 'n grappie. Die Heilige Gees is teenwoordig hier en sy liefde en sy genade is in ons harte uitgestort en ons weet dit en ons deel dit met ander. Dis 'n rede hoekom die Heilige Gees in ons is. 'n Geesgevulde geloofsgemeenskap word gekenmerk deur die liefde van die Here. En hierdie liefde trek mense aan en verheerlik God. Trek mense aan en verheerlik God. En dan deel die evangelie met ander. Pinkster was 'n sending gebeurtenis. Dis nie sommer net iets wat gebeur het nie. Dis 'n sending gebeurtenis. Die kerk het begin. En Jesus het gesê, gaan dan heen en verkondig die evangelie. Doop die mense, leer die mense. En kyk, ek is met julle tot op die einde van die aarde. Dit is die rede hoekom ons bestaan. Is om God te verheerlik en sy woord te vat en vir mense te gaan gee. Ontwikkel dus 'n passie vir God en vir sy woord en vir siele. Ontwikkel daai passie. Weet
dat die Here jou wil gebruik. Maak nie saak wat gebeur nie, soos pastoor Andries verlede week gesê het, nogtans, maak nie saak wat daar gebeur nie, nogtans sal ons die Here loof, en nogtans sal ons die werk van die Here doen. Maak nie saak waar en watter posisie ons is nie. Alhoewel ons nou reeds die Gees ontvang het, elkeen van ons wat hier is, het die Gees van God ontvang. Kan ons nou steeds bid vir herlewing. Ons kan steeds bid vir vervulling met die Heilige Gees. En ek wil dit graag vanoggend doen. Ek staan in 2 gedagtes hoe ek dit moet doen. Of ek mense vorentoe moet nooi en of ons gaan opstaan. En of ons gaan opstaan en Jesus vertrou vir die vervulling met die Heilige Gees. So kom ons staan op, Michael as julle kan reg staan. Ons gaan opstaan vanmôre as gemeente. Elkeen van ons wat hier staan vanmôre, glo ek is wedergebore. As jy nie wedergebore is nie, as jy nog nie die Here Jesus ken nie, en nog nie aangeneem het as jou verlosser en saligmaker en jou Here nie, kom asseblief na die tyd vorentoe na my toe, dan gaan ek saam met jou deel en saam met jou bid. Maar ek glo dat ons soos ons hier staan, ons is lankal in die gemeente om te weet, ons is wedergebore. En ons gaan die Here vertrou vir uitstorting en vir 'n vervulling met die Heilige Gees. En onthou, dis om krag te ontvang. En daai krag moet wees sodat ons die Here se werk kan gaan doen. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ons wil vir U sê baie dankie vir die woord. Dankie dat ons vanoggend kan weet, ons staan voor U as U kinders. Heilige Gees, ons vra dat ons vervul word met U. Dat ons vervul word, Here, met blydskap en vrymoedigheid. Here, dat U ons gebruik om U evangelie uit te dra. Here, baie dankie dat ons U woord het. Dankie dat ons die evangelie van Jesus het. En dat ons vanoggend die woord kon hoor. Ons eer U, Here. Ons dankie vir die uitstorting van U Gees. En ons ontvang dit in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, ons eer U. Terwyl Michael toch gaan speel en ons gaan saam sing. As jy wil hê ek moet saam met jou bid, en van die pastore saam met jou bid, vir vervulling van die Heilige Gees, kom gerus vorentoe. En ons gaan saam met jou bid. En die Here gaan jou aanraak. Glo my hart. Kom ons sing saam. Ek is hier voor as jy wil uitkom. Mighty breath, blow, mighty breath of God, move upon this place, blow, mighty breath of God. Won't you move in power and grace? Blow, blow, mighty breath of God. Move upon this place. Blow, mighty breath of God, won't you move in power and grace? Streams of mercy flowing down, light of heaven all around, and it's falling to the ground. Blow, mighty breath of God. Blow
rivers of mercy flowing down. Light of heaven all around, and it's falling to the ground. It's blow, mighty breath of God. Ooh, upon this place, blow, mighty breath of God. Won't you move in power and grace, Spirit fire, Spirit fire, fan the flame. Passion for your holy name, burning everything. Oh, mighty breath of God, move upon this place, blow, mighty breath of God. Would you move in power and grace? Won't you move in power and grace? Die Here is goed stry. Amen. Hy bly goed vir altyd. Ek gaan afsluit vir ons dan. Die Here se seën vir ons. Here, baie dankie dat ons vanoggend weet, omdat ons weet, ons behoort aan U. Here, dankie dat ons weet, niks kan ons uit die Vader se hand uitruk nie. En niks kan ons uit U hand uitruk nie, Here. Heilige Gees, baie dankie dat U gekom het en ons kom woon het. Dat U ons wederbaar het, dat U ons ingedoop het in die liggaam van Christus. Dat ons vanoggend weet, ons is in Christus. Dankie dat U ons doop met krag, Here. Dat ons kan getuies wees vir U. Ek vra waar ons nou uit mekaar uitgaan, Here, dat ons hierdie gedagtes sal oordink. En ek bid vir môre aand en vir Dinsdag aand, se Pinksterdienste, Here, dat U sal kom en die selfkrag daardig kom toon vir ons, Here. Dat mense 'n aanraking sal hê met U. Ons eer U en ons dank U in Jesus naam. Amen. Baie blessings vir almal. Is daar tee vanmôre? Daar is tee en koffie vir as julle wil gedrink het. Baie seën vir almal. Sien mekaar môre aand as die Here wil. Ek het hoog geplaas.